Baie welkom by my channel. Ek is nou by Genesis 2. Ek moet seker maak ek draai die foon reg. So. Genesis 2. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Skepping van die man en die vrou, Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante. Nou ek neem aan, ons gaan hulle praat van, daar was nog geen struike in die veld op aarde nie, en geen plante nie, maar hulle nou net in Genesis 1 gepraat van die gras en die plante wat God geskaap het. So, hierdie gaan nou soos 'n kleine bietjie terug, en amper soos 'n ander perspektief. Genesis 2 vers 5, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. Nou, dit is vir my super nice het is baie interessant om te hoor, die Here het dit nog nie laat reën nie. So ons lees nou basically hierso van die aarde toe dit nog nooit ooit gereën het, soos in ever nie. Dit is baie cool. Was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Sien hoe kom ek sê, dit is 'n ander perspektief, en dit is nou nog voordat hy vir Adam en Eva geskaap het. Maar 'n mis, vers 6, Genesis 2 vers 6. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geplaas. Ek dink hier is baie mense wat besef wat dit beteken nie. So Genesis 2 vers 7, skus Here, ek nou so chankerig raak. Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof, so hy het die stof gevat en gevorm uitgemaak wat nou ons as mens is. Het die mens geformeer uit die stof van die aarde, so die aarde se stof gevat en 'n vorm daaruit gemaak wat ons is as mens, en in sy neus, so God het in sy neus ingeblaas, nê? Die asem van die lewe geblaas. So God het die mens gevat, wat nou net 'n vorm was, uit stof uitgemaak, en toe het hy die asem van die lewe geblaas in sy neus. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So ek wil julle net 'n prentjie kry, want die prentjie wat ek in my kop kry, is dat God het die stof gevat en 'n vorm daarmee gemaak. Nou, ek maak hierdie video's omdat die Here vir my gesê het om dit te maak. Want ek ontdek God, en die Here het gesê, ek moet dit nie alleen doen nie, ek moet nie alleen hom ontdek nie, ek moet nie alleen van hom leer nie. So ek is baie jammer dat ek tranerig raak. Ek dink ek gaan nou hierdie video stop. En ek sal weer 'n video maak. Ek gaan na die Here luister. Dankie dat julle mag gejoin het. En ons lees verder volgende keer. Julle met 'n mooi dag hê.